Ons luister vanoggend na die Here se stem uit Titus 1. Titus 1 gaan ons saam lees vers 1 tot 4. En ons het al by vorige geleentheid gehoor uit Titus 1. En daar is vers 1 en vers 4 vorm eintlik die hoofsin en dis waarby ons verlede keer stil gestaan het. Vanoggend gaan ons stil staan by vers 2 en die eerste deel van vers 3 van Titus hoofstuk 1. Kom ons lees dan saam van vers 1 af. Paulus, 'n diensknegt van God en 'n apostel van Jesus Christus, volgens die geloof van die uitverkorenes van God en die kennis van die waarheid wat na die godsaligheid is, in die hoop van die ewige lewe, wat God, wat nie kan lieg nie, van ewigheid af beloof het, en op die regte tyd sy woord bekend gemaak het deur die prediking wat aan my toevertrou is, ooreenkomstig die gebod van God, ons verlosser, aan Titus, my ware kind volgens die gemeenskaplike geloof, genade, barmhartigheid, vrede van God die Vader en die Here Jesus Christus, ons verlosser. Vers 2 en die eerste deel van vers 3 wat ons fokus gaan wees, in die hoop van die ewige lewe wat God, wat nie kan lieg nie, van ewigheid af beloof het, en op die regte tyd sy woord bekend gemaak het, deur die prediking wat aan my toevertrou is, ooreenkomstig die gebod van God ons verlosser. Geliefde gemeente, God gee vir ons 'n hoop wat strek tot in die ewigheid. Hy gee vir ons 'n hemelse hoop wat alle wêreldse hoop oortref. 'n Hoop wat die lewe van sy kinders kenmerk, 'n hoop wat die lewe van sy kerk kenmerk. Dit hoor ons in ons skrifgedeelte. Ons het vroeër reeds gehoor dat hierdie brief geskrywe is deur die apostel Paulus. Hy het dit bedoel vir Titus, die evangeliedienaar daar op die eiland van Kreta. Hulle was vroeër saam werksaam en daar het gemeentes tot stand gekom. Titus, kan ons amper sê, is die predikant in daardie gemeentes en Paulus as apostel rig nou hierdie brief aan hom. Maar ons het ook gehoor, en ons het dit vanoggend weer in die skriflesing gehoor, Paulus skryf hierdie brief as 'n apostelslaaf van Jesus Christus. Die brief is in opdrag van Christus self, dit spreek met sy gesag, dit spreek met goddelike gesag. Die brief leer ons wat Jesus in sy gemeentes wil sien, wat hy in sy gemeentes wil hê. Hy het vir sy kerk gesterf en opgestaan, en daarom is elke gemeente eintlik 'n gemeenskap wat uit die dood uit lewend geword het. Dit is God se uitverkorenes wat mekaar in die gemeenskap van die gelowiges vind. Maar omdat die kerk vir Christus lewe, onderwerp sy haar ook aan sy koningsorde. Sy leef as bruid in onderdanigheid aan haar hemelse bruidegom wat sy lewe vir haar afgelê het. So leer ons dan in Titus hoe dinge in die kerk van Jesus moet lyk, watter take daar is, hoe dit beoefen moet word. Ons gaan ook uiteindelik leer hoe die gemeente haarself na buitentoe moet gedra. En ons het vroeër gehoor, Jesus wil sy doel in sy gemeentes bereik aan die hand van die kennis van die waarheid. Hy wil deur sy gees en woord sy kerk leer om hom, die waarheid, beter te leer ken. En hy wil daardie kennis ook sigbaar laat word in die gelowiges se lewe. Hy wil die vroomheid, die godsaligheid, soos ons skrifgedeelte dit noem, in sy gemeente sien. Maar vanoggend hoor ons dat al hierdie sake eintlik nog 'n groter doel dien. En daardie doel is die hoop op die ewige lewe. En ons gaan vanoggend stil staan by 3 punte rondom die hoop wat die Here vir ons gee. Die eerste is die inhoud van daardie hoop, die tweede die grondslag van die hoop en die derde punt die handvatsel van die hoop wat die Here vir ons gee. Die eerste punt dan die inhoud van die hoop wat God gee. En ons luister net weer na die opbou van ons skrifgedeelte.
Het begin Paulus, 'n diensknegt van God en 'n apostel van Jesus Christus volgens die geloof van die uitverkorenes van God en die kennis van die waarheid wat na die godsaligheid is, in die hoop van die ewige lewe. Ons het vroeër gehoor, Paulus wil hê dat die kennis van die waarheid bevorder moet word in die gemeente. Maar alles wat Paulus bevorder wil sien, moet dien tot een groot saak, en daardie saak is die hoop op die ewige lewe. Die kerk van die Here is ten diepste 'n gemeenskap van hoop. En die woordjie hoop, soos dit in die Bybel gebruik word, behels eintlik iets heeltemal anders as wat ons in die algemene spreektaal daarmee bedoel. Die manier waarop ons die woord hoop dikwels gebruik, wys meestal op 'n tipe onsekere wens. Ek hoop my rugbyspan wen Saterdag, of ek hoop die reën in hierdie seisoen is net genoeg. Maar die hoop wat die Here vir ons gee is veel meer as dit. Dit is in die eerste plek nie onseker nie, en in die tweede plek is dit nie 'n wens of 'n blote versigtiging nie. Die hoop wat die Here gee is vir ons iets wat vas en seker is. Hoop is dit waarmee die Heilige Gees jou totale toekomsverwagting inklee. Dis iets wat jy vas verwag, vaster as wat jy verwag dat die son vanaand op 'n punt gaan sak. Daartoe moet ons geloof bevorder word, daartoe moet ons groei in ons kennis van die waarheid, daartoe moet ons ook prakties leef, die hoop wat die Here gee. Dis iets wat ons moet verwag. En dit is ook iets wat ons in verlange moet afwag. Ons hoor iets daarvan in die woorde van Psalm 130 vers 5 wat ons ook gesing het. Ek wag op die Here, my siel wag en ek hoop op sy woord. Die psalmdigter bou sy hoop, sy verwagting op die Here se woord, dit wat God openbaar, dit wat hy beloof. Ons kan in die woorde van ons skrifgedeelte sê, hy bou sy verwagting op deur te groei in die kennis van die waarheid. En die waarheid is dat ons die ewige lewe in Jesus Christus het. Dit is die geloofsverwagting van die kerk. Dit is die inhoud van ons hoop, die ewige lewe. Nie noodwendig dat ons eendag eers die ewige lewe gaan kry nie. As jy werklik glo, dan is die ewige lewe reeds in jou. Ons hoop, ons verwagting is dat die volheid van daardie lewe geopenbaar sal word. Ons hoor in 1 Johannes 3 vers 2 en 3, geliefdes, nou is ons kinders van God en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons as hy verskyn aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is, en elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. Ons is nou reeds kinders van God, ons is nou reeds uit hom gebore, reeds uit hom lewend, maar die volheid van ons lewe moet nog aanbreek, en dit sal aanbreek wanneer ons God sien soos hy is by Jesus se wederkoms, wanneer alles wat ons kennis van hom nou nog verduister uit die weg geruim sal wees. Om God te sien soos hy is, om hom te ken sonder hindernis, staan immers aan die hart van die ewige lewe. Jesus leer dit in Johannes 17 vers 3, waar hy vir sy Vader sê, en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige en waaragtige God, en Jesus Christus wat u gestuur het. Broer en suster, ons moet dit mooi besef, die ewige lewe is nie maar net 'n toestand of 'n plek waar jy nou uiteindelik ontslae kan wees van alles wat jy nie in hierdie lewe wou hê nie, en waar jy alles kan kry wat jy wou hê. Dis nie wat die hemel is nie. Die hemel is nie 'n antwoord op 'n wêreldse wenslysie nie. Die ewige lewe gaan daaroor om God te ken, om in volle gemeenskap ongehinderd met hom te leef. En daarom is die ewige lewe iets wat ons reeds nou leef. Die Heilige Gees lei ons om aan die hand van die woord die Here reeds te leer ken. Daardeur leef ons werklik. Ons doen reeds wat ons in die ewigheid gaan doen, wanneer ons die woord van die Here bestudeer, wanneer ons as gemeente saamkom om hom te aanbid. Ons kan eintlik sê, ons oefen dan vir die hemel. Maar ons doen dit steeds gebroke, steeds ten dele, steeds in die aanwesigheid van die sonde. Die hoop op die ewige lewe, waarvan ons skrifgedeelte praat, is dat ons
die Here sal ken sonder al daardie dinge, sonder die hindernisse. Dat ons hom sal sien soos hy is, sonder dat daar nog enige verduistering in ons hart en ons verstand oorbly. Broer en suster, wat 'n heerlike verwagting om te mag hê. Dis 'n heerliker verwagting as wat die wêreld ons kan bied. Dis 'n heerliker verwagting as wat ons met ons verstand kan bedink. Daarom sê Paulus ook elders, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom liefhet. Daarom moet elkeen van ons onsself afvra, maar wat is my hoop? Wat is my verwagting? Die Here wil hê dat ons die volheidslewe wat hy in Jesus vir die uitverkorenes berei, dat ons dit moet verwag. Dat ons dit met sekerheid moet verwag. As iemand jou sou vra, dink jy gaan hemel toe, dan wil die Here hê, jy moet sonder 'n swempie twyfel kan antwoord, ja, op grond van Christus se weldade. Nie, ek dink daarom so of seker maar nie, baie beslis nie, ag, ek glo want ek probeer daarom. Dit is nie wat die Here wil hê, hoe ons oor die ewige lewe moet dink nie. Hy wil hê ons moet seker wees. Die Here leer ons die waarheid, sodat ons met 'n vaste verwagting kan hoop op die ewige lewe. En daardie lewe is immers volgens ons skrifgedeelte die belofte van die ewigheid. En dit bring ons by ons tweede punt, die grondslag van ons hoop, die belofte van die ewigheid. Hoor weer vers 2. In die hoop van die ewige lewe wat God, wat nie kan lieg nie, van ewigheid af beloof het. Die hoop wat ons as gelowiges het, is vas, dit is veranker in iets wat God beloof het, en God kan nie lieg nie. Letterlik staan daar in ons skrifgedeelte, God is 'n onleenaar. Hy kan nie lieg nie, dis die een ding wat die Almagtige nie kan doen nie. Hy kan nie lieg nie, en hy het beloof. Hy het die ewige lewe beloof, soos ons skrifgedeelte sê, van ewigheid af. In die oorspronklike Grieks druk hierdie van ewigheid af nog baie sterker uit as ons vertaling. Daar staan letterlik iets soortgelyk aan voor alle tye in die ewigheid. Voor alle tye was die belofte van die ewige lewe in sy volheid vas. Nou kan ons inderdaad wonder, maar aan wie kon die Here tog voor alle tye 'n belofte maak? Niemand is tog ewig soos hy nie. Aan wie sou hy beloof? En hier kom ons by een van die grootste en rykste verborgenhede wat ons in die skrif raakloop, die ewige vrederaad van God. En wat behels dit? Dit behels dat die Here nie maar net besluit het om sy uitverkorenes te red deur die bloed van Christus heen nie, hy het dit aan homself beloof. Ja, broer en suster, dit was nie maar net 'n koud kliniese saaklike besluit om homself in sy uitverkorenes te verheerlik, om vir hulle die ewige lewe te gee nie. Dit is 'n belofte wat straal van liefde en trou. En om dit te begryp, om die rykdom daarvan, iets daarvan te begryp, moet ons 'n paar sake in gedagte hou. Die woord van die Here leer ons, God is liefde. En hy kan liefde wees, omdat hy drie-enig is. 3 persone, 1 wese. Tussen Vader, Seun en Heilige Gees is daar volkome gemeenskap, volkome liefde. Liefde is mos om iemand anders voor jouself te stel. En ons God doen dit van ewigheid af. Daarom kan terloops die God van die moslems nie liefde wees nie. Volgens hulle is Allah van ewigheid af alleen. Vir liefde om liefde te kan wees is 'n bepaalde optrede en gesindheid teenoor 'n ander persoon nodig, en Allah is alleen. Maar die lewende God is drie-enig en besit volkome liefde in homself. Die Vader verheerlik die Seun verheerlik die Vader, so hoor ons in die Here se woord. Die Heilige Gees getuig nie van homself nie, maar van die Vader en die Seun. Nou die belofte van die ewige lewe waarvan ons skrifgedeelte praat, spruit uit hierdie volkome liefde binne God se drie-enigheid.
Daarom kan ons praat van 'n belofte binne die drie-eenheid, 'n belofte voor alle tye. God het hy die ewige liefde en trou wat hy in homself het, onderneem om die ewige lewe aan ons wat sondaars is te skenk. Nou, dit het natuurlik geweldige implikasies vir hoe ons oor God en oor sy liefde glo. Die liefde en trou wat God teenoor ons het, is dieselfde liefde en trou wat hy binne in homself het. Dis so anders as ons liefde nie waar nie. Ons onderskei en ons as mense moet onderskei tussen die tipe liefde vir 'n huweliksmaat en vir ons kinders en vir ons vriende. Maar God het ons lief met dieselfde liefde wat hy in homself het. Deur sy beloftes aan ons, trek hy ons in daardie liefde en trou in. Dis nie 'n ander tipe liefde nie. Dit, broer en suster, moet ons eintlik hoendervleis gee. As jy jou sonde ken, eerlik ken, selfs net 'n bietjie, dan besef jy dat daardie liefde jou nie toekom nie. Dan moet jy verstom staan daarvoor. En tog het die Here daardie liefde aan sy uitverkorenes bemaak as hulle ewige erfdeel. In daardie liefde sal ons hom vir ewig leer ken. Dit is die ewige lewe waarop ons hoop. Dit is die ewige lewe wat ons verwag, God se belofte van die ewigheid. Maar daar is nog 'n implikasie vir hierdie woorde. Die belofte wat God voor alle tye gemaak het, staan so vas soos sy wese. Daarom kan ons volkome seker wees dat hy dit tot vervulling sal bring, en daarom moet ons ook in ons sekerheid groei dat hy dit tot vervulling sal bring. God se ewige belofte is die grondslag, die anker van ons verwagting. Kan jy dit sê, dat hierdie belofte jou verwagting vorm, dat dit jou sekerheid is in hierdie onseker lewe? Alle mense het een of ander tipe verwagting, en baie keer is daardie verwagtings, as ons om ons kyk, in ons omstandighede vaskyk, negatief en pessimisties. Mens kyk dalk om jou en jy bou jou verwagting op al die ellende wat jy in die wêreld sien. Dan is jou verwagting dat dit net slegter kan gaan met die kerk, dat dit net slegter kan gaan met die volk. Maar die Here gee vir sy kinders die belofte wat van die ewigheid af is, die belofte van die ewige lewe, dat hy sy liefde en sy trou in volheid aan ons sal laat realiseer. Dit is ons sekerheid in hierdie lewe. Dit is waaraan ons moet vashou. Dit is die hoop waar rondom Christus sy kerk vergader. Dit hoor ons ook in ons skrifgedeelte waar ons leer van die openbaring in die tyd. Dit bring ons by ons derde punt, die handvatsel van die hoop wat God gee. Hoor weer die eerste deel van vers 3 van ons skrifgedeelte, en op die regte tyd sy woord bekend gemaak het deur die prediking wat aan my toevertrou is, ooreenkomstig die gebod van God. God beloof vir ons 'n hoop wat vas in sy liefde veranker is, maar hy maak dit bekend in die tyd. Die Here het in die ewigheid ooreengekom om die uitverkorenes te red, maar hierdie belofte het hy in die tyd bekend gemaak. Die woord wat hier met tyd vertaal is dan nie noodwendig 'n kronologiese tyd nie, dis nie noodwendig horlosietyd nie, dit gaan oor 'n bepaalde punt in tyd, oor 'n seisoen, 'n ideale tyd. God het sy ewige belofte bekend gemaak op sy eie tyd, die regte tyd. En hy het dit gedoen deur die prediking van die evangelie, wat hy volgens ons skrifgedeelte aan Paulus toevertrou het, wat hy ook uiteindelik aan elke gelowige toevertrou het. Die belofte wat van ewigheid af in die wese van God verborge is, het 'n boodskap geword. Dit het die blye boodskap geword. Jesus Christus het immers op die regte tyd sy lewe vir ons afgelê om ons sondeskuld te betaal. Hy het ook op die regte tyd opgestaan om ons aan die belofte van die ewige lewe te laat deel kry. So het die ewige belofte 'n boodskap geword, 'n boodskap wat gepreek word deur die eeue
wêreldwyd. Die hoop op die ewige lewe is dus gegrond in God se ewige belofte, maar die hoop kry 'n handvatsel in die evangelieprediking. God deel die hoop uit deur die prediking van die evangelie. Hy roep sy uitverkorenes deur die prediking wat hy die apostels opgedraai het, wat hy die kerk uiteindelik opgedraai het, roep hy sy uitverkorenes na hom toe. So hoor ons byvoorbeeld ook in Romeine 10 vers 14 tot 17 waar Paulus leer, hoe kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Maar hulle was nie almal gehoorsaam aan die evangelie nie, want Jesaja het gesê, Here, wie het ons prediking geglo? Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Die Here bring sy uitverkorenes tot geloof deur die prediking van die woord. So werk sy gees, so gee hy hoop. Waar daar nie gepreek word nie, kan daar uiteindelik geen hoop wees nie. Baie sogenaamde kerke en politieke partye en so meer wil vandag vir mense probeer hoop gee, maar nie deur enige iets wat met die evangelie iets te maak het nie. En dit is hopeloos. God wil die hoop van sy kinders voed deur die suiwer prediking van die woord. En vra jou daarom af, wat voed my hoop? Wat voed my verwagtinge van die toekoms? Wat laat ek toe om my toekomsverwagting te vorm? Met watter motief luister ek na die prediking van die evangelie? Bou ek my verwagting daarop, of bou ek dit eerder op die nuusgebeure van die dag? Geliefde gemeente, God vergader sy kerk deur sy gees en woord, maar hy vergader haar rondom een sentrale hoop, een verwagting, en dis die hoop op die ewige lewe. Die hoop en die verlange om God te sien soos wat hy is, die hoop om hom sonder hindernis in sy liefde te leer ken. Bou daarom jou verwagting op hierdie hoop. Daardeur word God se saak in die wêreld bevorder, daardeur verheerlik ons as kerk hom. En hou dan vas aan die woorde van Romeine 5 vers 3 tot 5. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Amen.